Ja, goeiemôre gemeente. Baie welkom volgende in die huis van die Here en mag jy regtig waar beleef dat die Here 'n plan met ons het. 'n Plan met jou het, 'n plan met vandag het. Sodat jy hier sal kan uitgaan volgend en sal kan sê, maar die Here het sy afspraak met my nagekom. Die lewe is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig te volhard met die wedloop. Laat ons dan ontslaa raak van enigiets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. Dit is veral die sonde wat ons gedurig wil potjie. Laat ons soos die ander gelowiges hardloop met alles wat ons het. Laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy het vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou. En hy sal ons tot aan die einde daarmee help, sodat ons geloof sal bly wat dit behoort te wees. Amen. Broers en susters, ons hoef maar net op God te vertrou. Ons is volgend hier saam om te sê, Here, ons wil dit doen. En daarom groet ek julle met die wens dat God vir julle alles sal gee wat julle nodig het, of julle dit verdien of nie. Mag julle lewe van God se vrede oorloop. Dit is God wat nou by ons is, wat nog altyd daar was en ook in die toekoms met ons sal wees. Die goeie wense kom ook van die Heilige Gees af, wat sorg dat alles gedoen word wat God as heerser wil hê. En dan kom dit ook van Jesus Christus af. 'n Mens kan hom volledig vertrou. Dit is hy wat alles vir ons kom vertel het. Wat hy sê is natuurlik waar. Hy het die lyding geneem deur eers uit die dood op te staan. Boonop staan al die magtigste regeerders in hierdie wêreld onder sy mag en beheer. En hy het jou so lief, dat hy deur sy eie lewe te gee, dit reg gekry dat God nie meer ons ongehoorsaamheid en ons foute teen ons hou nie. Mag jy dit dan ook vanoggend ervaar. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my. God oor my. In die hemel straal van die magtigheid, in my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart. Ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart. Vir ewig en ewig. Oh, halleluja. God van almag, God van krag, God oor die nasies bovenal. God oor my. God van verlossing, God van genade, God van vergifnis bovenal. God oor my. In die hemelstraal van die magtigheid, in my lewe spreek van die waarheid.
en die hemel straal van die magtigheid en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Liefdes, in ons lied sing ons elke knie sal buig en elke hart sal juig. Dit is nie oor ons so slim is wat ons dit kan sing nie. Die Here sê in sy woord vir ons, elke knie sal voor God buig. Of vandag, of môre, of in die laaste dag. Elke tong sal bely dat hy die Here is. Vir party gaan dit net te laat wees, sê dieselfde woord vir ons. En daarom is dit so belangrik dat wanneer ons na die Here toe kom en ons sê, Here, maar ons weet wie U is, ons weet wat U kan doen, ons kom hoor nou wat U vir ons wil sê, dat ons op 'n bepaalde manier sal luister daarna. Want elke knie sal voor God buig. Of jy nou wonder intussen, en of jy nou dink God bestaan nie regtig nie, die Here sê, verrassing, verrassing, ons sal. En daarom kyk ons na Jesus se lyding, en dis nou die een met die kort eitjie. Ons kyk hoe hy ons lei. En ons Here wys vir ons die pad, dat ons hierdie pad kan loop, want ons weet ons sal. En ons wil dit nie doen as dit te laat is nie. En dis hoekom ons saam is as kinders van die Here, om te sê, Here, ons weet nou al. Ons buig nou al die knie voor U. Ons bely nou al dat U ons God is. Here, kom wees ons God, deur vir ons te sê hoe ons moet lewe. En ons gaan dit volgende doen, deur te luister na die woord van die Here. En ek gaan lees uit Matteus 17 uit die boodskap uit, daar vers 14 tot 21. So as jy wil saam lees, jy welkom daar oop te maak. Onthou maar net dat dit dan nou die boodskap is. En voordat ons die woord van die Here lees, kom ons vra vir hom dat hy vanoggend vir ons sal kom verduidelik. Dat hy vir ons die pad sal wys, want ons wil ook die knie buig. En ons wil ook bely wie hy is. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. O Here ons God, in U Seun, ons Here Jesus Christus, het U ons U kinders gemaak. Dankie dat ons daarom U stem hoor wat ons roep. Ons kom nou op daardie stem antwoord. Ons kom om U te loof. Ons kom om met U te praat. Here, ons kom ook om te hoor wat U vir ons wil sê. En daarom wil ons vra, Here, dat U ons so duidelik bewus sal maak van U teenwoordigheid, dat hierdie dag vir ons 'n dag van lig sal word. 'n Dag waarin ons die hemel geopen sal sien. 'n Dag waarin ons sal ervaar hoe U 'n bietjie van U glans op ons donker aarde laat skyn. En Vader, laat U vrede op ons neerdal, hier waar ons aan U voete sit om na U hartklop te luister. Kom praat met ons, Here, nie net teorieë nie, maar hartstaal. Sodat ons hier sal uitstap en sal weet. Omdat ons Here leef, kan ons hom navolg. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees dan uit Matteus 17 van vers 14 af. Die opskrif hier is: 'n bose gees word weggejaag.
Toe Jesus en die 3 disippels onderkom, het baie mense vir hom gestaan en wag. 'n Man het vinnig tussen die skare deurgevleg en voor hom neergeval. Here, help my seun asseblief, het hy gesmeek. Hy ly verskriklik. Ek dink hy is in die mag van 'n bose gees. Hy kry sulke snaakse aanvalle, dan val hy op die grond neer. Hy het al 'n paar keer in 'n vuur of in die water beland wanneer dit gebeur. As dit so aanhou, is hy binnekort dood. Ek het hom na u disippels toegevat, maar hulle kon niks vir hom doen nie. Jesus draai om na sy disippels toe en sê vir hulle, julle ongelowiges, hoeveel keer moet ek dieselfde dinge oor en oor sê en doen voordat julle sal glo? Dit kan nie langer so aangaan nie. Kry julle lewens in orde. My geduld is nou besig om op te raak. Jesus sê toe vir die man, bring gou die seun hier. Toe die seun by Jesus kom, het hy die bose gees beveel om uit hom pad te gee. In 'n oogwink was die bose mag weg. Die seun was dadelik gesond. Kort daarna, toe hulle alleen was, het die disippels half verleen na Jesus toe gekom. Hoekom kon ons nie daardie duiwel uit die seun verdryf nie? Het hulle hom gevra. Omdat julle geloof te klein is, het hy reguit geantwoord. Julle maak nie erns met God nie. Weet julle, as julle geloof in hom maar net so groot soos 'n klein mosterdsaadjie is, sal julle onmoontlike dinge regkry. Dan sal julle enige struikelblok in julle lewe kan oorkom, hoe groot dit ook al is. Julle sal selfs vir hierdie berg kan sê, skuif uit die pad uit, dan sal dit gebeur. Niks is onmoontlik vir mense wat op God vertrou nie. Ons lees tot sover. Jesus maak dit lekker duidelik. Hy sê niks is vir Jesus volgelinge onmoontlik nie. Niks. Nou broers en susters, hoekom ervaar ek en jy dit nie? Ons lees hierdie en dan moet ek vir sê, in my gemoed was daar dan nou die vraag, Here, wat lees ek mis? Dit kan nie so eenvoudig wees nie. Dit kan nie so maklik wees dat ek en jy net moet op God vertrou en dan sal alles reg wees nie. En ek lees dit weer deur, want iewers lees ek iets mis. Dit is nie so maklik nie. Ons in die regte lewe werk dit nie so nie. En toe sien ek, dis so waar, ek het iets misgelees. Ek het misgelees dat hierdie werk vir mense wat erns maak met God. Hierdie werk vir mense wat op God vertrou. En dis waarskynlik die verskil, is dit nie? Baie van ons kyk na hierdie taak voor ons en ons sê, nee, dit kan nie, of nog erger, nee, ek kan nie. Broers en susters, ons is waarskynlik reg. Waarskynlik kan ek nie. En waarskynlik kan dit nie, wat dit ook al mag wees. Maar God kan. En miskien is dit die probleem, dat wanneer ek na 'n saak kyk, dan wonder ek, wat kan ek doen? Wat reg en goed is, natuurlik moet ek doen. Maar die vraag op die ouene vir kinders van Here is, wat kan God doen? Wat kan God deur jou doen, as jy hom volkome vertrou, as jy erns maak met God? Nou, erns maak met God en God vertrou is groot woorde, klein woordkies, maar daai woord van erns wat net 3 lettertjies het, dis groot goeters daai. Om erns te maak met God is baie meer as net 3 lettertjies, want dit beteken dat jy ernstig is oor wie jou God is. En dan kom ons by nog 'n 3 letter woordjie. Het lyk my die Here hou daarvan om 3 letter woorde gebruik om groot lewens om te karring. Want jy moet ook weet wat beteken die ander 3 letter woord in hierdie sin. God. En dan lyk dit vir my is een van die probleme 'n 2 letter woord, want hy kort 1 woordjie om sin te maak en dis ek. Want sodra dit ek is en nie die 3 letter woorde, die erns en God nie, dan lyk dit vir my of daar moeilikheid kom.
Want dis ons probleem. Wanneer ek na my lewe kyk, dan sê ek, Here, ek weet presies waarheen ek op pad is, ek weet U is besig met hierdie klomp sondaars om my, so ek gaan nie baie van die tyd vat nie, ek sal nie net sê, dis waar ek wil wees, dis hoe ek daar gaan kom, dis wat U moet doen. Maar dis nie erns maak met God nie. Dis erns maak met my en God beveel om hierdie opdragte van my uit te voer. Jesus sê vir sy disippels, ouens, die geheim agter dit alles is geloofsekerheid. Die geheim agter die niks is onmoontlik nie. Is geloofsekerheid, maar dan nie sekerheid van jou eie geloof nie, maar sekerheid van God. Sekerheid van hierdie vertroue wat jy het in die God wat alles kan maak werk. Hierdie God wat 'n pad moes loop met Abraham, weg van sy familie af, wat Abraham se pad moes laat verbyloop, daar verby Sodom en Gomorra, wat Abraham se pad laat verby Lot se loop het, of saam met Lot se loop het, tot waar Lot gesê het, wag, ek sal die beste vat jy die slegste in. Abraham gesê, dis reg, ek vertrou die Here, en Abraham toe reg was. Abraham wat die pad moes geloop, of hierdie selfde God wat die pad geloop het saam met Noag, wat gesê het, nee Noag, ons gaan 'n bietjie water vat, ek en jy. Dieselfde God wat die pad moes loop met Moses, waar gesê het, Moses, jy bly te lekker in Farao se paleis, ons sal jou in die woestyn moet kry, dat jy 'n bietjie waardering het vir dit waaroor dit regtig gaan. Hierdie storie van koningskind, werk nie vir jou nie. Woestyn toe, gaan kuier met die skape 'n bietjie saam. Dieselfde God wat met Jona pad moes loop, wat gesê het, nee Jona, jy kies die verkeerde pad. Ek sal 'n visvak kry om jou te kom insluk en te kom uitspoeg daar by Ninive waar jy moet wees. Want dis my plan vir hierdie wêreld. En dat wanneer ek en jy nie kan vertrou op hierdie God nie, en op sy plan nie, ook vir my lewe, ook en veral waar dit anders is as wat ek dit wil hê nie, dan gaan dit nie werk nie. Is dit nie so dat wanneer ek en jy ook met God ontsteld word, en as jy nou vir sê, jy het nog nooit gedink, die Here drop jou nou, want hy maak nie dinge gebeur soos jy dit wil hê nie. As jy het nog nooit beleef het nie, wil ek vir jou sê, begin lewe. Want die lewe doen dit aan 'n mens. Maar elke keer wanneer jy hierdie gevoel na God toe gevat het, dan kom God met 'n antwoord wat sê, ek het 'n beter plan as wat jy uitgedink het. Maar dan moet jy erns maak met God, en jy moet hom vertrou vir dit wat hy in jou lewe doen. Daar is nie eintlik veel van 'n ander manier nie, is daar. Die vertroue in hierdie God wat kan, wat weet, wat beter weet en wat die beste weet. En dan loop ons pad ook baie keer die draaie wat ons nie gedink het is nodig nie. Jy sien, die vraag op die einde is, op hierdie pad, wie loop saam met jou? Die mier en die olifant het eendag oor die brug geloop, en hierdie brug het swaar gekry onder die mier en die olifant se gewig. En toe hierdie brug so kreun en steen van die swaarkry, toe kyk die mier so vir die olifant, toe sê hy vir hom, ons stel dat hierdie brugdam nou lekker bloei nie. Ons twee het dit gedoen, maar die mier sou dit nie kon doen as hy nie saam met die olifant was nie. En jy sien, is so die lewe werk, dat as jy aan God se sy loop, dan lyk dinge anders. Nie oor wie jy is nie, maar oor wie God is. Maar ons het 'n manier om nie aan God se sy te loop nie. Ons gee nie om dat God aan ons sy loop nie. Asseblief, verstaan ons nie verkeerd nie, ons is kerkmense. Ons hou daarvan dat God by ons is. Dis vir ons lekker. Wat ons 'n bietjie plaas, dat ons by God moet wees, want hy gaan op die eienaardigste plekke. Sy voetspore lê op die snaakste plekke denkbaar. En dis nie heeltemal aan nie.
Jy sien, om erns te maak met God, beteken om nie te sê, Here, kom loop saam my nie. Maar te sê, Here, ek wil saam met U loop. Maar die disippels, ons het mos al baie oor hierdie ouens gelees, hulle is nie regtig slegte mense gewees nie. Miskien Judas, hy was bietjie van 'n boef, nee. Maar eintlik was hierdie goeie ouens, en nou kom Jesus, en dan sê hy vir hulle, julle ongelowiges, dit sê hy vir die disippels, hoeveel keer moet ek dieselfde dinge oor en oor sê? Nou moet ons daarom vir Jesus opkom en sê, hy het 3 jaar met hierdie ouens gewerk hoor. Hoeveel keer moet ek dieselfde dinge oor en oor sê, voordat julle dit sal glo, voordat julle luister? Dan sê hy, dit kan nie langer so aanhou nie, kry julle lewens in orde. As Jesus dit sê, nadat hy 3 jaar met sy disippels 'n pad geloop het, hoe lank is jy nou al 'n Christen? Hoeveel van julle is minder as 3 jaar 'n Christen? Okay, hulle behoort omtrent nie te kan hande opsteek nie, nee. Wat dink jy sê God vandag vir jou en vir my? Kom ons begin by my. Wat dink jy sê die Here wanneer ek hom nie volkome vertrou nie, na ek ook al baie keer horing oud voel, en ek 6 jaar op universiteit gesit het om elke dag te leer van God. Ek dink hy sê iets baie ergers vir my as vir hierdie disippels. En net voor jy te lekker kry, hy sê dit ook vir jou. Want hy sê dit vir sy disippels nadat hy 'n 3 jaar pad, en hierdie was nie die einde van die pad nie, hierdie was iewers in daai 3 jaar. Broers en susters, glo ons regtig? Glo jy regtig in God? Nie die sondagskool antwoorde nie. Glo jy regtig in God? Glo jy alles wat in die Bybel staan? Ek kan vir almal wil opspring en sê ja, maar ons doen nie so in die kerk nie, dit is 'n bietjie oneerbiedig. Maar hier agter my oor sit 'n mannetjie wat sê, jy lieg nou lekker vir jouself, nee, jy weet, ons doen nie wat die Bybel sê nie. Dit pas ons nie, ons glo dit wat ons pas. Ons glo dit wat ons graag wil glo. Maar as die Here vandag iets sê uit hierdie woord wat my nie pas nie, sal ek nie uitgaan en dit gaan doen nie. Die probleem is, dis wat Jesus vir sy disippels sê, hy sê, ouens, julle het hierdie man probeer gesond maak, want julle wou die groot geneesheer gewees het. Hoe kon julle nie in God vertrou dat hy hierdie man kan gesond maak nie? Want onthou, hoor wat sy disippels se vraag, hoekom kon ons nie daardie duiwel uit die seun verdryf nie? Ons kan nie, maar God kan. Want ons moet baie keer vir God sê, ons gee oor. Here, kom werk U maar. Jy sien wat, dis wanneer die woord van die Here in Filippense 4 vers 13 vir ons kom sê, want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Die Duracell-hasies kan net aangaan en aangaan en aangaan oor hulle Duracell battery in het. As hulle hom het nie, as hulle hom nie het nie, sal hulle nie kan aanhou nie. Daar is so baie dinge in my lewe wat ek nou moet terugkyk en sê, Here, maar ek kon dit nie doen nie. En ek verbeel my met hierdie kop wat in prentjies werk, dat God sit en dan glimlag hy en sê, ja, wat's nie. Ek is nie gemaak om alles te kan doen nie. Ek is net gemaak om te kan doen wat God vir my krag voorgee. Maar broers en susters, ek is verseker nie gemaak om minder te doen as waarvoor God my krag gee. Jy sien, Jesus sê vir hulle, ouens, julle sal kan berge versit. Nou gelukkig is dit mos 'n Afrikaanse spreekwoord wat ons ook ken. Jesus het sy Afrikaans duidelik goed geken, want hy gebruik sommer ons spreekwoorde. Jy sal vir 'n berg wat voor jou lê kan sê,
Staan 'n bietjie lap aside. Staan op sy. Want ek's besig met God se plan in my lewe. En dan sê Jesus, dat ek dit nou net gekry, dan sal die berg vir jou sê, ag, gaan weg. Nee, hy sê, dan sal die berg skuif. Want God sê so. Want jy's besig met God se plan in jou lewe. Maar nou is die vraag, is ek en jy besig met God se plan in ons lewe? Ek lees 'n ander slim boek op die oomblik wat elke bladsy 20 preke in. So julle gaan vir julle kry op 'n stadium, laat ek net die boek klaar lees. En die Here raas nou met my uit hierdie boek uit en dan gaan ek dit natuurlik hiernatoe bring. Maar ek gaan nie die boek lees nie, ek gaan die Bybel lees. En ek kom agter dat die Here vir my sê, "Ho, Boeta, jy het 'n paar sekerhede, het jy nie? Maar hoeveel van daai sekerhede is op God gebou en hoeveel van hulle is op jou eie beplanning gebou? Jy sien, my erns moet God wees. Is jou erns God? Jesus bedoel eintlik wanneer hy hulle van hierdie bergstorie vertel, sê as jy genoeg geloof het, kan alle moeilikheid, ook die berggrootte moeilikheid, met geduld en met God se hulp oorkom word. Here, ek hou nogal van hierdie met God se hulp gedeelte. Dit pas my. Ek weet nie of dit nodig was vir Jesus om hierdie geduldstorie in te sleep nie. Want hierdie ding van God se tyd wat nie my tyd is nie, is nogal erg, nee. Of dalk sit net met my. Dalk weet jy daarvan. Dat hierdie ding wat ek van die Here vra, ek eintlik asseblief nou wil hê. Maar dis wat Jesus sê. Hy sê, man, wees ernstig oor God. En dan kan hierdie berge uit jou pad uitgaan. Kan uitgesorteer word. As die Here die berg nie laat skuif nie, beteken dit hy wil jou bo op hierdie berg hê om vir jou iets te wys van daarbo af. Dis wat hierdie gedeelte beteken. Sien, jou vertroue in God stel jou in staat om die berge van moeilikheid wat jou pad blokkeer te verwyder, weg te vat. Maar dan moet jy erns maak met God, dan moet jy God vertrou. Die jong mense praat van 'n move geloof. Nou ja, hier's 'n stukkie move, is 'n ongelukkige Engelse woord, maar hy sê presies wat ons moet sê. Hulle sê die M staan vir motivation, en dit beteken dat ons moet gemotiveerd wees om soos Jesus te leef. As ek nie gemotiveerd is om soos Jesus te leef nie, wat is die kans dat ek so gaan leef? En dan sê hulle die O staan vir obedience. Ons moet gehoorsaam wees aan Jesus en maak soos hy sê. Maar dit gaan in elk geval nie gebeur as ons nie gemotiveerd is nie. Dan die V sê hulle staan vir vision. Ons moet visie hê van wie Jesus is. Maar ons moet ook 'n visie hê van wie ons in hom kan wees. En die E sê hulle staan vir endurance. Ons sal moet vasbyt. Want partykeer sê die Here nee vir ons. Partykeer sê die Here hierdie berg, nee, ek wil jou eintlik daarbo kry. Gaan hom nie wegvat nie. Ek gaan jou help klim. Want partykeer is God se plan nie dat ons op seevlak moet lewe nie. En daarom gee hy partykeer vir ons berge. Sodat hy ons 'n bietjie kan optel. En die berge is gewoonlik vir ons 'n klein bietjie irriterend. Maar partykeer moet Christene net 'n bietjie vasbyt ook. So, ons moet gemotiveer wees, ons moet gehoorsaam wees, ons moet visie hê en ons moet vasbyt. Ons kan dit seker Afrikaans die GGVV noem. Gemotiveerd, gehoorsaam, visie en vasbyt. Maar dit pas so mooi hierby, nee, dat Jesus sê hierdie berge sal beweeg, as jy dit in geloof aanpak. Jy sien, in geloof wat berge versit, geloof wat beweeg, geloof wat move, is gemotiveerd om soos Jesus te lewe. Is gehoorsaam aan hom, al sê die wêreld ook wat. Want onthou nou, die Christenskap is nie demokrasie nie.
Dis verseker nie, kom ons stel die hande en die meeste ouens is reg nie, want die meeste ouens sê Jesus is verkeerd. Jesus sê hy is reg. So demokrasie werk nie lekker in die kerk nie. In die kerk werk God, theokrasie, goddelike oorheersing, of God as heerser. Ons moet visie hê. As daar 'n geleentheid oor jou lewe kom, is die vraag wat jy behoort te vra, Here, wat kan U met my doen in hierdie situasie? Ja, nee, dominee, nou vat jy 'n bietjie 'n kans. Ons vraag is, hoe kan ek hier uitkom? Wat 'n verskoning kan ek hê om asseblief dit nie hoef te doen nie? Nie as jy gemotiveerd om soos Jesus te leef nie. Nie as jy gehoorsaam is aan hom nie. Nie as jy 'n visie het van wie God in jou kan wees nie. Deur hierdie taak wat hy vir jou gee, wat kan die Here deur my doen? Nie oor wie ek is nie, oor wie hy is. Kom ons wees gou vir 'n oomblik baie, baie spytvol. Wanneer laas het jy God toegelaat om in jou lewe so te werk, dat hierdie wêreld se bekke oopgehang het? Dink jy God wil dit nie deur jou doen nie? Dink jy God wil jou nie gebruik om vir hierdie wêreld te wys, vir hierdie skepping te wys, jy is beeld van God. Sy krag in jou, maak dat alles moontlik is nie. Want jy sien, nou het ons 'n probleem hierso nie. As ons 'n visie het van wat ons kan wees in God, as ons gehoorsaam is aan Jesus wat sê, wees dit, as ons gemotiveerd is om soos hy te leef, dan is die antwoord op hierdie vraag wat ek gevra het baie maklik. Natuurlik wil hy in my sulke dinge bereik. En ja, ek het net gister 'n kans gegee, vanoggend is ek nou eers hier, maar my volgende ronde is op pad, gee 'n kans, ek sê wys wat God in my kan wees. As ons dit nie sê nie, is daar iewers 'n probleem met die erns wat ons met God maak. En hier is nie 'n beskuldiging nie, hier is 'n bordjie op die pad waarop ons is wat sê, die regte pad loop 'n bietjie daai kant toe. En ek het besluit of ons hier pad gaan loop of nie. Want tel my by hierdie ouens wat dit nie altyd sê nie. Geen probleem nie. Die Here praat baie harder met my deur hierdie move geloof as deur met baie ander ouens. Beweeg jy vir God? Want dis so geloof lyk wat berge versit. Jy sien, in die wêreld het ons 'n ouderdom waar jy te jonk is. Ons het 'n fase waar jy nog nie ervaring het nie. Dan het ons 'n fase waar iewers iemand jou 'n kans gee, en dan as ons net mooi regkom, dan tree ons af. En nou gebruik ons hierdie selfe goed maak ons van toepassing op die Bybel. Here, ek is heeltemal te jonk, of ek is nog te onlangs 'n Christen geword. Jesus raas met hierdie ouens oor 3 jaar. Sê het julle niks geleer nie? Wanneer begin julle dit nou toepas? Dan het ons 'n punt waar ons kom en sê, Here, ek het nou nie eintlik die ervaring wat nodig is nie. Dan het ons 'n punt waarop ons sê, Here, eintlik voel ek nogal ek behoort dit te doen. En dan net soos dit begin en dan sê ons, Here, nou het ek dan my kant gebring, nou kan iemand anders weer probeer. Dis 'n wêreldse beginsel. Maar is nie 'n God beginsel nie. Die woord van die Here laat niemand ooit aftree nie. Niemand. Niemand is in God se koninkryk te jonk nie. Want Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. Want die koninkryk behoort aan hulle. Niemand het ooit afgetree nie. Oor Anna die profetes is die mooiste getuienis wat die woord van God gee is, toe sy 90 jaar oud was sy elke dag in die tempel. Ja, Here, maar sy het darm 'n bestuurder gehad wat haar gevat. Nee, sy het nie eens 'n kar gehad nie. Niks. Sy het met haar Vauxhall tempel toe gegaan. En 'n Vauxhall vir die ou manne is nie 'n kar nie, dis 'n Vauxhall all the way.
Sy het met Potifar daar gekom. Want sy wou by God wees. Sy het erns gemaak met hierdie God. Die vraag is ek en jy daar? Want, sê die Here, as jou geloof, as jou vertroue so groot soos 'n mosterdsaadjie is, dan sal jy vir hierdie bergprobleme voor jou. Nou broers en susters, kom ons maak dit prakties. Ek dink ons voel baie keer om, soos die psalmdigter te sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Kom ons vertaal dit gou 'n bietjie anders. Ek kyk rondom en ek sien hierdie geweldige berggrootte probleme. Here, waar gaan my hulp vandaan kom? Hierdie is te erg vir my. Ek dink dis die lewe. Maar die antwoord wat Jesus sê is, het jy soveel erns met God? Het jy soveel vertroue in God, so groot soos 'n mosterdsaadjie? As jy het, nie vir God vertel van die berg nie, vertel vir hierdie berg van jou God. Waarsku hierdie berg, dat as jy nie voor my gee pad nie, gaan ek God roep. En Boeta, dan gaan jy moeilikheid hê. Want jy dink 'n berg is groot, het jy al vir God gesien? Maar dan moet jy 'n vertroue in God hê, selfs net 'n klein bietjie. Selfs net so groot soos 'n mosterdsaadjie. Vertrou jy vir God? Miskien is dit nie die regte vraag om te vra nie, want ons sit dan nou vanmôre hier. Miskien moet ek vir jou vra, vertrou die persoon langs jou vir God. Want jy sien, as jy daai vraag antwoord, dan beteken dit dat hierdie vertroue in God, hierdie mosterdsaad in hulle lewe, is besig om 'n boom te word. In 'n ander gedeelte waar Jesus ook die mosterdsaad beeld gebruik, dan sê hy, dit so die koninkryk van God lyk. So 'n klein saadjie wat geplant word, en dan groei die boom, en die voëls maak daar 'n nes, en hulle voel veilig, en hulle is beskerm, en hulle is beskut. Broer en suster, het jy mosterdsaad geloof? Dis op die eind eintlik al vraag wat daar is. Vertrou jy met God soveel? Maak jy soveel erns met hom, dat die persoon langs jou vandag sê, ja, hierheen langs my het 'n mosterdsaad geloof. Of groter. Want jy sal dit nie kan wegsteek, en daai boom blykbaar word groot. Dit is nie asof jy hom wegsteek soos 'n daggaplantjie nie. Ons vertroue lê op sulke snaakse plekke, nê. Die probleem is, as ons vandag hier by mekaar was as 'n klomp slegte ouens, dan is dit so maklik om net te sê, man, gaan hel toe, almal van julle. Maar dis nie waar nie, want eintlik is ons goeie ouens. By verre die meerderheid van ons in elk geval. Maar behalwe vir dit, is ons ouens met 'n visie van wie Jesus Christus is en wat hy in ons kan wees. As ek nou hier voor julle staan en ek kyk hier deur die gemeente, en ek dink aan die geleenthede in elkeen se lewe waarvan ek weet, dan dink ek, wow, weet jy wat kan die Here deur jou doen? Weet jy wat kan jy wees met God se krag? Het jy al daai visie van jouself gehad? Het jy al voor die spieël gaan staan en gesê, seksie, weet jy wat kan God deur jou doen? Doen dit 'n bietjie, man. En dan vertrou jy hom daarvoor. En dan gaan jy aan die beweeg. Dan move jy vir God. Terwille van my kinders sal ek nie moves wys nie. Het is altyd vir hulle vreeslik erg as ek daarmee dreig. Het is vir hulle erger as pak slaas. Ek sê ek gaan moves doen waar mense my kan sien. Blykbaar is ek nie goed daarmee dan nou seker nie, nee. Ek het 'n visie van hoe goed ek gaan wees daarmee. Ek sal julle eers wys as ek weet. My broer en my suster, God het 'n plan met jou lewe.
Jy moet net beweeg. Want jy sien, as die Here vir jou sê, ek wil jou op 'n plek hê, dan moet jy weet, dis oor hy jou daar wil gebruik. Dan moet jy hierdie visie in jou kop kry van, wat gaan die Here met my daar doen? Hoeveel siele gaan ek nou weer wen? Nee, hoeveel siele gaan ek help om deur die Gees gewen te word? Ons wen nie self siele nie, hy is sommer strooi, hoor. Ek red niemand nie. Maar God red baie mense en deur groot genade gebruik hy my partykeer om 'n paar tree saam op hulle reddingspad te loop. Ek kan nie red nie. God kan. Jy kan nie red nie. Maar God kan deur jou ongelooflike goed doen. Jy en God saam kan hy brug laat bewe soos wat die muur en die olifant nie kon droom om te doen nie. Nie oor die muur so swaar is nie. Oor die muur so naby aan die olifant loop. Naby wie loop jy? Jesus sê vir sy disippels, hoeveel keer moet ek dieselfde dinge oor en oor sê en doen voordat julle dit sal glo? Dit kan nie langer so aangaan nie. Kry julle lewens in orde. My geduld is nou besig om op te raak. Hy sê dit gelukkig nie vanmôre vir ons nie. Hy sê vanmôre vir ons, ek wil vir jou geloof gee. Ek wil jy moet ernstig wees en ek wil oor my en ek wil jy moet my vertrou. En begin klein, begin maar by 'n mosterdsaadjie. Maar laat God toe om hierdie mosterdsaad geloof nat te gooi met deur sy Gees. Sodat dit kan groei, sodat dit 'n boom kan word. Kom ek en jy storm hierdie lewe met ons mosterdsaad geloof en ons sê, Here, kom werk deur my. En ja, ek het baie begrip daarvoor en ek glo God ook. As jy sê, maar ek kan nie. Dis okay. Jesus het gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, ek kan nie. Toe sê die Vader vir hom, nee, staan jy vas, ek sal. Dis reg, ek weet, ons voel ons kan nie. Gee God 'n kans. Gee God 'n kans om in jou en deur jou te werk. Wees gemotiveerd om te doen of te lewe soos wat Jesus gelewe het. Wees gehoorsaam aan hierdie God wat sê, ek roep jou. Hê 'n visie van wie hy is en wie jy kan wees in sy krag. En bly dan 'n bietjie vas, ook met die krag wat hy jou gee. Kom ons kry ons geloof 'n bietjie in aksie. Kom ons loop 'n bietjie oop. Kom ons wees bietjie kinders van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ek glo, Here, al skreeu alles rondom my, moenie glo nie. Ek glo, al lyk dit of alles wat goed is pad gee. Asof my eie lewe partykeer op rampspoed afstuur. Ek glo, Here, want ek het my lewe gevestig op die woord van 'n vriend. Op u woord, o Here. Ek glo, al is ek alleen in my pyn, want u het gesê ek's nooit alleen nie. Ek glo, Here, al sien ek oral die haat van mense teenoor mekaar, die nydigheid, die onderkruipery, die leuns. Ek glo, Here, want ek glo nie in hulle nie, ek glo in u.
Ek glo al hoor ek kinders huil en vroue gil. Ek glo omdat ek u belofte glo dat u terugkom na ons toe. En die belofte dat u nou reeds by ons is, in ons moeilikste uur, in ons diepste vrese. Ek glo dat u deur die Gees by ons is, en ons oral met u liefde en u lig omring. Ek glo, Here, maar help my as ek soms ongelowig is. Amen. Hy die mosterdsaad kom plant in my, met sy woord het hy dit nat gelei, en 'n sonstraal van liefde daaroor laat skyn. En die mosterdsaad word 'n lewensboom, gewortel langs 'n waterstroom en dra vrugte van geloof, liefde en hoop. En as jy my vrou ek staande bly, in 'n stikkende wêreld rigting kry, dan kan ek bely, dis die mosterdsaad in my. En as ek so wonder hoe jy bly vertrou, in die donkerte steeds rigting hou, dan sien ek dit gou, dis hy mosterdsaad in jou. Is daar 'n stormwind oor jou stormseer? Is jy bang jy sink? Gee die eerste tree na waar die meester van die weer op die water staan. Dit is nooit te laat om met jou berg te praat en uit te spel wat die woord vertel van die wat glo in die krag van die Here se naam. En as jy my vrou ek staande bly, in 'n stikkende wêreld rigting kry, dan kan ek bely, dis die mosterdsaad in my. En as ek so wonder hoe jy bly vertrou, in die donkerte steeds rigting hou, dan sien ek het gou, dis hy mosterdsaad in jou. Die voedingskrag in die lewensbrood is die krag van die mosterdwoord. En as jy my vrou ek staande bly, in 'n stikkende wêreld rigting kry, dan kan ek bely, dis die mosterdsaad in my. Oh, en as ek so wonder hoe jy bly vertrou, in die donkerte steeds rigting hou, dan sien ek dit gou, dis hy mosterdsaad in jou. Ja, as ek so wonder hoe jy bly vertrou, in die donkerte steeds rigting hou, dan sien ek dit gou, dis hy mosterdsaad in jou. Dan sien ek dit gou, dis die mosterdsaad in jou. Dan sien ek dit gou, dis hy mosterdsaad in jou. Kind van God, jy met jou mosterdsaad geloof, mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense,
sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg van wat die mense noem dwaasheid, om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy in God se krag dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie, net omdat jy glo. Amen.